So baie welkom vanoggend hierso in die erediens aan elke een van julle. Ons gebed by elke erediens is dat die Heilige Gees binne in ons sal werk en dat daar iets is wat jy sal hoor, wat van toepassing is op jou lewe, iets wat jy dalk nodig het, troos, leiding, dat jy vanoggend iets daarvan sal ervaar hier in ons erediens. Ons nuwe intrekkers, daar's James en Tanya Botha. Ek het julle gesien inkom, waar sit julle daar, is julle, en Tanya, jy verjaar ook vandag. Ons gaan net nou vir jou sjokolade gee. Het julle al resepteboek gekry? James het sou hom al gebruik. Baie welkom hierso by ons, en Pine en Rachel, ek het julle ook gesien, waar is julle? Hierso is julle, ja. En het julle al julle resepteboek gekry? Goed, maar baie welkom. As daar enige ander nuwe intrekkers is, steek asseblief jou hand op. Die reël is, as jy 'n nuwe intrekker is, jy hoef ook nie 'n nuwe intrekker te wees, dit kan 'n nuwe lidmaat wees. Partykeer bly 'n ou na al 'n rukkie en dan skakel 'n ou in, so nuwe lidmate. Hoe ons julle beter wil leer ken is na die tyd lekker koffie drink, maar jy moet asseblief 'n rooi beker vat. Nou het ek gesien hiersoos van die oud lidmate wat stout is en 'n rooi beker vat. Jy vat jou rooi beker en die idee is dat ons by jou kom staan in gesels en sommer net vir jou welkom sê. Maar in elk geval aan al ons nuwe lidmate baie welkom hierso. Dit is vir ons 'n voorreg om julle saam met ons hier te hê in die gemeente. Kerkkamp, wat sal ons dit, wat se kleur beker sal ons dit gee? 'n blou beker. Of dalk ja, blou bekers vir ouens wat nie lekker voel nie, soos die Stormers vanoggend. Dan kan Goed, so die kerkkamp was Vrydag aand. Hierdie klomp kinders het lekker gejol. Julle het net nou die fotootjies gesien hierso. Dit is wonderlik. Ons wil vir Charlene en vir Dian en vir Lianke dankie sê. Hulle was aan die stuur van die dinge hierso en dit was net so lekker om te sien hoe hierdie kinders ons kerk geniet en ons wil dit weer doen. Dis hulle plek hierdie. Dit moet 'n plek wees waar hulle tuis voel. So dankie vir julle moeite wat julle ingesit het. Dinsdag Bybelstudie, donderdag die manne wat kuier. Ons voorbidding het jy gesien en ons gaan later nou weer daarby uitkom. En dan wil ek hier by stil staan by ons vrouens, vrou lief. Julle eerste byeenkoms is die 21ste Februarie. Ek gaan 'n bietjie lees hierso wat Leonie vir my geskryf het. Dis 'n ken mekaar koek en tee geselligheid. Jy kan van jou vriendinne nooi. Dis nie 'n kerk ding nie, dis 'n vrou ding. So nooi van jou vriendinne. Dis by Waterbury van 9 tot 11, 21ste, R100 en jy moet asseblief vir Leonie teen die 19de laat weet daarvan. Nou saam met dit is daar, dis nie net 'n koek en tee nie, saam met dit loop ook 'n uitreik na Westbrook se bejaarde huis daarso. So hulle gaan 68 pakkies opmaak en gaan uitdeel, bring na die funksie of na die kerkkantoor toe. Ek wil nou sien hier wat koop koekies of nie. Bak of kook koekies. Ja, so dit gaan koekies wees wat julle opmaak en vir hulle gee, né? Ja. So dankie daarvoor en dit is altyd lekker ook dat 'n mens met ons kinders is dit ook so. Ons wil nie net lekker goed doen nie, ons wil goeders doen waar ons ook 'n verskil maak aan die gemeenskap. So vir daai senior burgers in Westbrook wil ons 'n verskil maak. Hierdie kwartaal gaan ons kinders hulle kos bymekaar maak vir die SPCA sodat daai diertjies genoeg kos het. So ons wil uitreik ook na ons gemeenskap toe. Hierdie is die persone wat
hierdie week gaan verjaar. Ons sê sommer by voorbaat vir julle baie geluk. En ons gaan vir julle dalk volgende Sondag gee ons dan julle sjokoladetjies, maar in hierdie week julle met baie lekker verjaar. Vetkoek, daar het vetkoek oorgebly van gister, as jy wil koop. Ek is nie seker oor die prys nie, is dit maar die gewone prys? Helfte. What a bargain. Ja, so hoor 'n bietjie en dan is daar braaihout ook. Ek sit hierdie ook op, bitter min van ons leef nog met kontant. Party van ons soos ek, omdat daar nie kontant is nie, en ander omdat jy met kaarte werk. So, as jy met 'n kaart werk, wil ons dit nog 'n geleentheid maak. Jy het nou die kodetjie, dingetjie daar voor op die stoel, met die zapper wat jy kan betaal, maar ons gaan tydens dankoffer, as jy met jou kaart wil tap, ons het masjienkies hierso, dan kan jy net jou hand opsteek en iemand gaan vir jou bedien met die masjienkie. Ek wil net seker maak as ons reg met ons masjienkies. OK, goed. So dan steek jy net jou hand op en jy kan ons sal weer daai volgorde sal ons vir jou insit. En dankie ook daarvoor. Vriende, nou is ons aan die begin van ons erediens. Ek het vir Leon en vir Rose gevra of hulle asseblief vir ons die kers sal aansteek en die Bybel sal oopmaak. En dit is ook met voorbedagte rade, want hulle het gister hulle 50ste huweliksherdenking gehad. So ons wil vir julle baie, baie geluk sê en ons bid vir julle dat die Here vir julle nog sommer 'n hele paar jaar nog verder vir mekaar gaan spaar. As julle dit vir ons kan kom oopmaak en aansteek asseblief lê. Baie dankie. Met ons bewuswording wil ek hê dat ons vanoggend hierby staan. Ek sien nou hier op my skyfie, die skrifverwysing is verkeerd. Dis nie Jesaja 40 nie, is Filippense 2. Filippense 2 vers 9. En dit gaan daaroor die agtergrond vinnig is Jesus wat homself gee vir ons. En dan kom Paulus hier aan die einde en dan sê hy gee homself, word 'n slaaf en God kom en verhef hom. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Sanggroep, julle kan vir ons regmaak. Ek wil hê dat ons, dis waaroor dit gaan in die erediens, dat ons sê Jesus Christus is die Here, dat ons vanoggend by wyse van spreuke met ons gedagtes en met ons hele menswees die knie buig en erken Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Kom ons raak stil en ons raak bewus van die Here. Vriende, ons is hier in die teenwoordigheid van die opgestaande Here, Jesus Christus. En in sy naam kan ek jou vanoggend groet as opgestaande Here, as lewende God, kan ek vir jou vanoggend sê, vrede vir elke een van julle. Son en man, prys om alle sterre.
volgende lied is amper 'n geloofsbelijdenis, waar ons mekaar uitnooi om die Here te kom loof en prys. Vers 2 sê ons, bely ons geloof, die Christus wat gekom het. Vers 3, dat ons so deur die Heilige Gees bid, dat ons sy kerk mag wees. Kom loof die Heer, alle kinders van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Ek kom jou aanneem, na die heilige woord, en loof die Heer, die Christus Heer, die gereide bloed, Kinders, julle kan by my kom kuier asseblief. Goed. Kom ons hoor 'n bietjie, wie van julle het verjaar? Is daar iemand van julle wat verjaar het? Waar is ons sjokoladetjies hierso? Iemand wat verjaar het? Daar sy. Kom staan hier so by my. En hoe oud is jy nou? 11. Ja. Het sy nie verjaar nie? Nee, Oh, shame. Ek dink sy is dalk lus vir 'n sjokolade. Wat is jou naam? Mackenzie. So jy's nou 11 jaar oud, né? Baie geluk en ons hoop jy gaan 'n regtig baie mooi jaar hê, hoor. Goed, nog verjaarsdagmaatjies hier binne-in. Daar sê Tanya, jy het verjaar, sommer so 'n nuwe intrekker en op die verjaarsdag. Ons gaan nou iemand kry om vir jou te gee. En maar die het verjaar, pa moenie van wys nie, maar jou pa is lus vir die sjokolade, so. Maar die het verjaar nog, staan nog. Daarso, nog verjaarsdag. So, wie gaan vir ons uitdeel? Wie gaan vir ons help? Gee daar vir Madi. En daarso vir Dylan. Madi, ek gaan sommer vir jouself gee. Daar sê Dylan baie geluk ook. En vir ons verjaarsdagmaatjies daarso. Gaan julle daar uitdeel? Daar sê, daarso en jy gaan sommer nou 2 kry. Daar Annemarie, Annemarie, ek het jou nie eens nou raak gesien nie, maar ja, baie geluk. En vir Tannie Tanya. Net voel of hy nie gebreek is nie, maar dan moet ons hom eet. Sê. Goed, baie geluk. Kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe Maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoera! Nog 'n hip, hoera! Baie geluk en ons wens is dat julle sal weet dat die Here julle liefhet. Dit is ons verjaarsdagwens vir elke een van julle. Goed, ek wil 'n bietjie hoor, wie van julle was Vrydag aand hier by die kamp? Steek 'n bietjie hande op. En was dit vir julle lekker? Lekker geweest. Wie van julle het geslaap? Wie van julle het nie geslaap nie? Nie geslaap nie.
Wow. Nee, julle het nie batterye nie. Ja, lekker gewees, né? Ek wil 'n bietjie by julle hoor, wie van julle hou van pannekoek? Wie van hou van pannekoek? Right, so as ek nou vir jou sê, Christy, jy moet vir my pannekoek bak, sal jy dit kan doen uit jou kop uit? Huh? So, hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jy doen om dan dit te bak? Jy gaan, dis die jonge generasie, ek gaan Google. 100%. Of jou ouma by jou, maar wat gaan jou ouma dan vir jou sê? Wat gaan sy vir jou gee? Instruksies, en die ander woord daarvoor is 'n resepie, né? Sy gaan vir jou 'n resepie gee en sê, so en so en so, né? So die meeste van ons het hierdie boek in die huis. Dis nie suksesvol by almal nie, maar ons het hom. Nee, kook en geniet met resepte in goeder. So as jy wil pannekoek, ek is seker hier's 'n pannekoek resep, dan dis die ou manier van Google. Kyk in die boek en kry die resep. En dan moet jy volgens dit moet jy dan jou pannekoekdeeg aanmaak. En nie dink jy is slim en jy kan dit op jou eie manier doen nie, né? Want anders te gaan die pannekoek flop. So, maak jou pannekoek aan. Nou vanoggend gaan ons so bietjie ook hierso stil staan by die Here se resep vir ons lewe. En dis nogal 'n moeilike vraag eintlik wat ek nou wil vra en ek is huiwerig om vir julle te vra. Wat dink julle wat is die Here se resep vir ons lewe? As hy sê, hoe moet 'n kind van Jesus lyk? Ja? My kind, en dit is die bottom line. Jy moet lief hê. Dis die grootste, belangrikste ding in hierdie resep van die Here, is dat jy moet lief hê. Maar dit is nie altyd so maklik om lief te hê nie. Dit is nie altyd maklik nie. Partykeer maak mense jou seer en dan is dit moeilik om lief te hê, maar ons kan nie ophou om lief te hê nie. Want dis die resep waarmee ons werk, is om lief te hê. So ek wil vir julle uitstuur, julle gaan in julle groepies, maar onthou in hierdie week, onthou die resep. Die resep is eintlik, jy moet die Here jou God lief hê, ons moet die Here lief hê, en jou naaste, soos jouself. Die Here jou God lief hê, maak gou so met julle vingertjies, kan julle dit doen? Hierdie een is vir die Here, ek moet die Here jou God lief hê, en jou naaste, hierdie vingertjie wys na die naaste toe, en hierdie vinger wys na my toe, en jou naaste soos jouself. Jy moet lief wees vir jouself ook, want die Here het jou wonderlik gemaak. So, resep is, God liefde, naaste soos myself. Alright, gaan julle onthou? Goed, ek dink julle kan nou in julle groepietjies opbreek, saam met die tannies wat vanoggend by julle is. Dankie julle. Nee, ons gaan nog 'n lekker liedjie sing. Wag, oom Bobby. Dis so lekker om die Here te dien. So hoe lyk iemand wat sê dis lekker om die Here te dien? Hoe lyk hulle? Julle kan gou gestaan. Wys gou vir my hoe lyk dit as dit lekker is om die Here te dien. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Okay, ek weet. Ek is ook maar skaam. Hoe lyk dit as jy sê dis so swaar om jou laste te dra? Het julle sien wat doen die Tertius nou? So ek wil hê julle moet dit doen. Julle moet bly wees om die Here te dien. Maar wanneer dit swaar is om jou lasse te dra, dan is dit mos maar swaar. So kom ons doen dit. Gaan julle dit doen? Kom ons doen dit. Dis so lekker om die Here te dien. Ja, dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dis so lekker om die Here te dien. Ja, dis so lekker. Maar dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Ja, dis so lekker om die Here te dien. Ai, maar dis so swaar om jou laste te dra. Ja, dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar om jou laste te dra. Ja,
Ja, dis so swaar om jou laste te dra. O, dis so swaar. Ja, dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Ja, dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. Ja, dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Ja, dis so lekker om die Here te dien. O, dis so lekker. Ja, dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Ja, dis so lekker om die Here te dien. Dankie julle. Julle kan in julle groepies verdeel. So, vriende, dis lekker bedompig. Ek dink amper vanoggend moet ek, die van julle wat nou weet op WhatsApp, kan jy, as die stemboodskap te lank is, kan jy hom stel op 1,5 of op 2. So, ek dink ek moet op 1,5 of 2 gaan vanoggend. Ja. Maar ek is so opgewonde om met julle te deel uit die woord van die Here uit, wat ons vanoggend hierso voor saam is. So, ons gaan uit Romeine 12 uit, gaan ons saam lees vanoggend. Ons staan al 'n paar sondae bietjie stil by Romeine 12 en dit gaan oor die handleiding vir die lewe. Elke een van ons werk met handleidings. Wie van julle, en ek het ook al die vraag gevra, as jy nou 'n nuwe ding koop, dan kom ons nou 'n boekie by. So wie van julle sukkel jou eers dood en dan gaan jy terug na die handleiding toe? Ja, ek dink ek is ook nogal so. So die ander, dis handleiding met 'n lang y. Die ander handleiding is wat ouens die handleiding vat en sê, okay, goed, stap 1, stap 2, stap 3 en dan kom ons daarby uit. En die woord van die Here, die Bybel is ons handleiding. Is om vir ons te help as ons bietjie die resep vergeet en ons vergeet hom, glo jy vir my, ons vergeet hom. Om die handleiding net uit te haal en net weer te hoor, okay, wat verwag die Here van my? Wat is die Here se droom vir my lewe? Wat is daar nodig wat ek moet doen in my lewe as ek hierdie handleiding van hom lees? So, dit gaan ons vanoggend hierso uit Romeine 12 uitlees. Voordat ons dit gaan lees, gaan ek vir ons saam bid en vra ons die seën van die Here. Heilige Gees, dankie vir die woord. Dankie dat U ons nie verlos en los nie, maar dat U ons verlos en saam met ons die pad stap. Dat U op hierdie pad vir ons kom herinner aan wie U is en wie ons in U kan wees. Dankie daarvoor. So vanoggend waar ons gaan saam lees uit die woord uit, Heilige Gees, kom en seën dit vir ons asseblief. Amen. So Romeine 12 begin, ek gaan net weer die aanleiding doen. Paulus sê, ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Jy begin nie by 'n ander plek in jou geloof as by die ontferming van God nie. Grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Met ander woorde, gee jouself aan die Here as 'n heilige offer. Nou ons gaan vanoggend so 'n bietjie verder aan en sê maar okay, wat beteken dit om 'n heilige offer vir die Here te wees? Ons spring na vers 9 toe. Paulus pak die ding nou so 'n bietjie duideliker uit. Die liefde moet opreg wees, verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.
Verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en hê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie is nie Rice Krispies nie, dit is 'n steak hierdie. Dit is moeilik hierdie goeters. Dit is groot goed wat in hierdie gedeelte van ons gevra word. En ek sal vir jou aanraai dat jy dit weer en weer en weer en weer gaan lees. Kom ons probeer so 'n bietjie uithaal dit wat die Here vir ons wil sê. So, in die eerste plek sê Paulus vir hulle, wees opreg in jou liefde. En ek het gewonder, okay, nou maar wat beteken dit dan as 'n mens opreg liefhet? Dit beteken daar is liefde wat made in China is. Grysprodukte. Wat beteken dit dan dat liefde opreg is? Ek dink in die eerste plek, dis liefde wat motiveer. Kom ons lees net weer daar saam. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, wees mekaar daarin tot voorbeeld, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Ek dink opregte liefde is liefde wat motiveer, is nie liefde wat afbreek nie. Dis nie liefde wat neerdruk nie. Dis nie liefde wat net op homself gerig is nie. Dit is liefde wat motiveer. Vriende, en ons sien dit as ons rondom ons net 'n bietjie ons oë oopmaak en rondom ons kyk, wat my verskriklik motiveer, is waar kinders van die Here dinge doen sonder dat hulle gevra word en sonder dat hulle erkenning kry. Ek kry hoendervleis as ek daai goed versien. Dit motiveer my. Kinders van die Here wat uit hulle eie uit liefde betoon sonder dat daar erkenning is en enige iemand dit dalk raak sien. Kom ek vertel vir julle 'n storie. So Desember is ons in die Kaap en in een winkelsentrum kom ons in en daar's 'n koor besig om Kersliedere te sing en dan haak ek vas en ons almal haak vas en dit is net so mooi. Maar dit was nie die mooiste nie. Die mooiste was gewees, hulle het dit nou gedoen daar by Mug and Bean, so daar's van die mense wat by Mug and Bean is, wat daar sit, en onder andere sit daar 'n bejaarde dame, met haar looprampie, haar dogter is ook by haar, en ek sien terwyl hierdie koor sing, is sy in vervoering, haar oë is toe, en sy ken hierdie woorde uit haar kop uit. Sy sing dit so by haarself. Nou dit, ek weet nie of al die koorlede, ek hoop hulle is kinders van die Here, want hulle sing die Here se liedjies, maar ek het nie 'n waarborg daarvoor nie. Maar daai tannie het my gemotiveer. Te sê, sy is nie deel van die koor nie, maar boy, sy ken die Here. Sy ken hierdie liedere. So is daar voorbeelde in ons gemeente. Mense wat net doeteenvoudig gee, sonder dat hulle erkenning kry, sonder dat hulle gevra word. Dit motiveer. En dit moet so wees in die kerk, waar ons mekaar motiveer, met voorbidding,
met vashou aan mekaar, met omgee vir mekaar. Dis waarvoor die kerk daar is. Ek lees 'n storieetjie wat iemand skryf oor die kerk. Sy sê, partykeer herinner die kerk my, en ek gaan sê in haar kinderdae, en sy sê hulle 2 honde gehad. In die middag van die skool afkom, dan blaaf hierdie 2 honde nou vir almal wat by die heining verbygaan. Jy weet, as jy 'n worshond het, dan sal jy weet waarvan ek praat. As daar 'n shongololo in die tuin beweeg, blaf hulle. Blaf hier by die hek, wow, en hulle werk mekaar partykeer so op, dat hulle vir mekaar half begin gryp. Partykeer is ons in die kerk besig om mekaar te byt en ons mis die punt waarvoor ons hier is. Hartlike broederliefde wat ons betoon teenoor mekaar. Met die woorde wat ek praat, met die gedagtes wat ek plaas oor iemand anderste, met gedagtes wat in my kop aangaan van ek sou dit anderste gedoen het. Ja. Vriende, kom ons motiveer mekaar. Ons gee erkenning aan mekaar, ons waardeer mekaar, ons moedig mekaar aan om hierdie familie van die Here te wees wat hy vir ons in gedagte het. En ons kan dit doen. Deur die krag van die Gees kan ons dit doen. Ons moet net weer 'n bietjie die handleiding gaan lees en net weer 'n bietjie sien, dis tyd vir 'n diens. Ek moet die olie ruil. My gedagtes en my gesindheid is nie wat dit behoort te wees nie. So, liefde wat motiveer. En is binne bereik van elke liewe een van ons. Liefde wat motiveer. Dit wat jy doen, jy kry nie erkenning daarvoor nie, maar dit gebeur. Jy het vanoggend op pad kerk toe gery en jy het gesien jy hoef nie jou voertuig in 4x4 te sit nie, né? Dis van ons manne wat net doeteenvoudig sê, weet jy wat? Hierdie gate raak nou erger en ons moet toemaak. En ons gaan dit doen, ons gaan nie wag vir enige iemand nie, ons gaan dit self doen. Ek gaan nie hulle name noem nie, want hulle wil nie dit hê nie. Maar dis die goeters wat motiveer, wat sê, ek gaan nie wag nie, ek gaan die ding doen. So dankie daarvoor. Die volgende is liefde wat verras. Jy en ek weet baie van liefde en ons hoor baie van liefde, né? Met liedjies en gedigte en die lig is blou en ek hou van jou baby, né? Ons ken die goeie. So dit word soos gemorspos. Die liefdesgoedjies raak regtig soos gemorspos. Jy niks wat jou weer reg op sit nie. Net nog enetjie en nog enetjie en nog enetjie. Nou, kinders van die Here moet lief hê dit wat verras. En dit laat my altyd dink aan die storie van Jesus en die vrou wat op oorspel betrap is en die ouens wil haar stenig met die klippe, né? En volgens die wet het hulle al die reg om dit te doen. Net so kan hulle in aantekening waar die man was wat ook nou in die oorspel was, die weet ons nie, né? Dis hoe daai wêreld skeef getrek was. Maar oké, ons is by die vrou. So ons is gereed om klippe te gooi. En dan sê Jesus, die eerste ou wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. En jy ken die storie. Die ouens gaan uit mekaar uit. Hierdie vrou wag dat die klippe op haar val. En Jesus vra van hom, maar waar is die ouens wat jou nou moes stenig? Hy sê, nee Here, ek weet nie, hulle is weg. En Jesus sê, ek gaan jou ook nie stenig nie. Gaan en, nou moet jy mooi luister, hy sê vir haar, gaan en moenie verder sondig nie, kan ek dit vir jou vertaal? Gaan en leef in 'n liefdesverhouding, nie met mans nie, maar met die Here. Want sonde is nie om met mans rond te sien. Jy moet my mooi luister. Die sonde is nie die seksuele nie. Die sonde is dat sy in haar seksuele losbandigheid
sin in die lewe gesoek het, haar vreugde gesoek het in dit. En die Here sê vir haar, moenie langer jou vreugde gaan soek in mense nie, in 'n man nie. Gaan leef in 'n verhouding met die Here. En dis die verrassende liefde van Jesus. Dis die verrassende waar hy klippe verander in harte. En nou stuur hy vir jou en vir my uit en hy sê, hey, weet jy wat, gaan lewe in 'n wêreld waar ouens verwag dat jy gaan klip gooi, waar ouens verwag dat jy terug gaan slaan, waar mag die magtigste een die boot toon voer, gaan leef in so 'n wêreld en verras hulle. Gaan verras hulle. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Die woordjies wat ons wou uitkrap, nê. As ons net daai alle kon uitkrap, wees goedgesind teenoor mense, dan kan ons kies teenoor wie. Want nou staan daar alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Sover dit van my afhang. Wat doen ons? Baie keer met vergifnis sê ons, okay, ek het nou my deel gedoen, nou moet jy jou deel doen. Here, maar daai een wil nou nie verander nie, so kan ek nou maar ophou om nice te wees. Ek het my deel gedoen. Nee. As moontlik is, sover dit van julle afhang, sover dit van myself afhang, ek moet verantwoordelikheid neem, ek moet verrassend leef in my liefde. Ek kan nie vir iemand anders te praat nie. Ek moet leef in vrede met almal. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. My reg om te straf. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Jy kan sien, dit is baie lekker om oor liefde te praat. Ek wou amper half hierdie opskrif vir hierdie gedeelte gesê het, die 4x4 roete van liefde. Want hierdie is die 4x4. Jy kan nie met 'n gewone karretjie hier ry nie. Hierdie is die 4x4 roete. Om te seën in plaas van om te vloek, te vervloek. Om nie wraak te soek nie. Om goed te wees. Nie goed te wees vir hulle wat goed is vir my nie, maar om goed te wees juis vir hulle wat nie goed is vir my nie. Want dit is die enigste manier waarop ons die wêreld gaan verras. Ons gaan hulle nie verras met gewone liefde nie. Gewone ongelowige mense het ook lief. Hulle het mekaar ook lief. Kinders van die Here het mekaar lief, maar hulle het meer as dit. Hulle het ook die lief wat nie lief is vir hulle nie. Waar kan jy en ek verrassend optree? Waar kan jy en ek, my kop spring vol prentjies, Dani Gerber, ja maar dis nou ons oues wat nog vir Dani Gerber ontmoet, wat 'n hinkstap het, hy's 'n senter, maar hy het 'n sidestep, dat daai ou by wie hy verby is nie weet hy's by hom verby nie. Waar kan jy en ek so sidestep met die liefde van die Here, dat die wêreld dit nie verwag het nie, en dat die wêreld in verwondering staan oor die manier waarop ons liefhet. Hierdie week gaan die Here dit vir ons wys, vir jou en vir my. Die Here gaan vir ons in situasies plaas waar hy vir ons gaan vra, verras hierdie persoon. Verras hierdie persoon in hierdie vergadering. Verras hierdie persoon wat jou bel en dis nie 'n gebruikersvriendelike oproep nie. Verras daai persoon. Verras hom. Omdat jy en ek so goed is? Nee, omdat die liefde van die Here binne in ons is. Dis die enigste rede. Ek sluit af. Hierdie gedeelte praat van liefde wat wen. Elke liewe dag is daar 'n aanslag op ons liefde. Elke liewe dag. Probeer die stikkende wêreld,
Die manier van die wêreld probeer hulle hierdie ketting van liefde breek. Elke liewe dag. Dalk is dit in jou eie huis, in jou eie huwelik, waar dit dreig om hierdie ketting van die liefde te breek. Dan kom roep die Here ons op om te sê, hê liefde wat wen. Wees daar die sterk skakel in die ketting, die liefde van die Here, wat ten spyte van die aanslae van die lewe, want dit is, jy sal dit weet, ons kinders sal dit weet, op skool is daar boelie gedrag, op skool is daar 'n juffrou of 'n meneer, wat nie lekker is met jou nie. In jou kantoor, by jou werkplek, is daar ouens met wie jy nie lekker oor die weg kom nie. Daar's aanslae op ons ketting van liefde, elke liewe dag. En elke liewe dag staan jy en ek voor 'n keuse om te kies vir die manier van die wêreld of om opreg lief te hê. En glo vir my, ek kry dit nie 100% nie naby eers reg nie. Maar die Heilige Gees herinner my so 'n bietjie wanneer ek nou vir die verkeerde keuse gaan, herinner my en sê, hey, dis nie wie jy is, dis nie hoe ek jou nuut gemaak het, dis nie waarvoor my seun gesterf het nie. Hey, oorwin die kwaad deur die goeie, stukkie vir stukkie. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So vriende, kom ons vat hom net vinnig weer saam, dat ons hierdie goeters vir ons bymekaar maak in ons gedagtes vir hierdie week waarin ons ingaan. Hê 'n liefde wat motiveer, bou mense op met woorde, met omgee. Bou op, motiveer. Hê 'n liefde wat verras, daar waar daar iets anders verwag word, gee die liefde van die Here, verras mense. En hê 'n liefde wat wen. Moet jou nie deur die kwade laat oorwin nie, maar oorwin die kwade deur die goeie. Wat gebeur dan? Bloeisels van God se nuwe lewe breek deur en die nuwe wêreld van God breek deur en jy en ek is deel daarvan. Dankie daarvoor. Ek gaan vir die sanggroep vra dat julle vir ons nader staan. Ek wil vir jou vra dat jy sommer net by jouself terwyl hulle regkom, dink so 'n bietjie oor hierdie 3 goeters en ons bely ook, Here, ek is jammer daar waar ek afbreek, waar ek negatief is, waar ek hardkoppig is. Maak my 'n motiveerder. Here, ek is jammer dat my liefde net gewoon is, net vir ouens wat vir my goed is as ek goed. Help my om te verras. En Here, wanneer die slegte, die bose vir my wil oorweldig, en ek eintlik wil toegee aan wraak, help my asseblief om te wen in U. Want in U is ek meer as 'n oorwinnaar. Amen. Kom ons sing saam. Dit is 'n ou haleluja lied, strome van seën uit die hemel. Dis waarvoor ons bid, Here, kom en stroom U Heilige Gees in my lewe in my liefde in. Kom gee U wedergeboorte vir my. See
van seën uit die hemel, kom van die Heilige Gees. Hy wek geloof en bekering, dat ons sy kinders kan wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, kom deur die werk van die Gees. Hy kom vernuwe ons denke, om meer gehoorsaam te wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Dat ons kan groei en kan vrug dra, dagelijks kan leef tot die eer. Sit. Vriende, rondom ons aanbidding wil ek, julle het nou al in die gesinsnuus gesien, ons gebedsbediening, dat ons dit bietjie uitbrei na 'n WhatsApp bediening toe. En die doel daarmee is dat ons weet wanneer daar 'n gebedsversoek is in die eerste plek, dat ons weet waarna toe kan ons dit stuur in die eerste plek, en in die tweede plek, daai persoon is verspreide dan aan al die voorbidders wat deel is van hierdie groep. So Letty is ons sleutelpersoon daarso. Jy kan weer gaan kyk op die gesinsnuus, dat die gebedsversoek na haar toe deurgaan, en Letty stuur dit dan weer deur. Ek dink is so nodig, ons het nou hier ergens gelees, ek dink in vers 15, bid vir mekaar, dis deel van die handleiding van God, die deel van die motiverende liefde, is dat ons bid vir mekaar, dat ek nie my las alleen dra nie, maar dat ek weet daar's ander mense wat vir my intree en wat vir my vashou. So dankie daarvoor ook. As jy meer daarvan wil weet, Letty, steek jou hand op, jy en Louis daar agter, jy kan na my toe ook kom, en ons sal vir julle, as jy nie seker is oor hoe dit werk, jy sal ons vir julle help daarmee. So op ons voorbidding het ons vir Caitlin is nog steeds in die ICU. Ons wil vir haar steeds aan die Here opdra, aan mekaar, ons vat dit stukkie vir stukkie met haar. Johan en Lauren en Matt, julle wat hier by ons is, dit is ook vir my motiverend, laas Sondag, toe ek gesien het hoe mense julle toemaak. Babsie gaan in vir operasie, en Johan Botma gaan ook in vir operasie. Babsie, het ons nog verdere nuus, Letty, oor haar? Gaan sy weer in. So dra vir haar en vir Henny op, asseblief, aan die Here. Terwyl ek hier staan, Margriet, jy het vir my gesê van jou dogter, wanneer gaan sy in? 'n Suster in haar nek, Margriet se dogter. As dit nou nie, jammer ek het nie hier op nie, maar ons dink aan julle, dat die Here ook vir haar sal vashou. Is daar enige ander persone wat julle wil hê dat ons voor moet intree as ons nou gaan saam bid? OK, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan intree. Dat ons op hierdie manier mekaar kan vashou. En in ons vashou van mekaar ook bewus is dat U vir ons vashou. En dat niks ons kan skei van U liefde nie. Daarom is dit so lekker om in te tree vir hierdie name wat hier voor is, Here. Vir Margriet se dogter wat ingaan môre.
en dit absoluut in u hande te lê en te sê, mag u volmaakte wil oor hulle lewens geskied. En wanneer ons dit bid, Here, erken ons dat u die Here is en ontvang ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vir gesinne wat rondom die siekes staan, bid ons ook dat u ook asseblief vir hulle sal moed gee, sal hoop gee, sal krag gee deur die werk van die Heilige Gees. Dankie Here Jesus. Dankie dat u die lewende God is, wat nou hier tussen ons beweeg, en ook tussen hulle beweeg, wat as gevolg van hulle siekte nie hier by ons kan wees nie, langdurige siektes. Dankie Here Jesus. Amen. Dankoffers, ons gaan nou ons dankoffers opneem. Ek wil vir julle herinner aan ons omgeefonds, noodfonds. Dit is ook vir onmiddellike nood en dit kom van tyd tot tyd kom dit op ons pad. Dat ons net weet, hier is 'n ding en ons moet hierso help en ons kan nie wag tot volgende week nie, ons moet dadelik help. So dis die omgee noodfonds. Kan ek net hoor, Tiana, ek kyk nou vir jou, gaan daar iemand by die deur staan met 'n sakkie, by daai deur en daai deur, by al twee deure, dis waarvoor dit gaan vir die noodfonds. Ons 10de maand dankoffer, nou ons het nou nog hierdie maand oor, ons is nou deur die 70 dae van Januarie, so ons is nou in Februarie. Ons is so 45.000 is ons weg van ons mikpunt af. Ons vertrou die Here absoluut daarvoor en dankie vir elke een wat bydra. En dan herinner ek jou nou weer die Yoco kaartmasjienkie, as jy met jou kaart wil betaal, steek net jou hand op en iemand sal na jou toe kom en vir jou help daarmee. Baie dankie. Because he's given Jesus
Dankie julle. Vriende, dankie. Dit is so voorreg om saam met mekaar te wees en te hoor dit wat die Here vir ons sê. Ons gaan hierdie week in en ons vra vir die Here, sal U saam met ons gaan? Sal U ons vrede gee? Wees ons asseblief goedgesind. Maak U wil asseblief bekend aan ons. Sal U saam met ons gaan, sal U ons vrede gee, wees ons goedgesind, maak U wil bekend, sal U ons kom ontmoet, vang U met ons vraag, soos 'n goeie vriend, laat ons nooit alleen, want ons wil doen wat reg is, ons sal liefde bewys, ons wil lewe vir U, bedaagsaamlik, ja ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys, ons wil lewe vir U, bedaagsaamlik. Ek sal saam met jou gaan, wil vir jou vrede gee, is jou goedgesind, maak my wil bekend, ek sal jou kom ontmoet, sal graag met jou praat, soos 'n goeie vriend, laat jou nooit alleen, ek wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys, sal die pad saam met jou stap, teenwoordig wees, ja wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys, nuwe tree saam met jou gee, hier by jou wees. Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees vir ons dring om verrassend anders lief te hê. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën